struggle's over, you're free to fly. No more pain, no more reason to cry. I'll hold your memory close beside me and love you until the day I die. In the quiet. Geliefdes, goeiemôre aan almal. En baie welkom hier by ons vandag op 'n baie moeilike en 'n swaar dag met die gedenkdiens van Barend Johannes Baardenhorst, of soos wat meeste van julle hom geken het, Ben. Geliefdes, baie van julle het dalk van ver af gekom om hier vandag te wees. 'n Hele klompie ander gaan later deur middel van die internet inskakel. Ons kom van verskillende plekke, verskillende agtergronde. Ons lewens verskil. Ons omstandighede lyk anders. Baie van ons is maar besig om ons eie gejaagdheid onder beheer te probeer hou. Maar een ding wat vandag wel dieselfde is die leemte en die verlies waardeur ons gaan met die afsterwe van oom Ben. En dit is hoekom ons vandag hier teenwoordig is. Om sy lewe te kan herdenk, te kan onthou, maar wie was hy vir my, wat het hy vir my beteken, wat het hy vir my gedoen, die voetspore wat hy in my hart agtergelaat het. Maar terselfdertyd is ons ook hier om 'n boodskap van hoop en troos van die Here te ontvang, veral in hierdie moeilike omstandighede. Baie mense vandag het die verkeerde indruk van wat 'n diens soos vandag is. Die oorhoofse beskouing is dat ons is hier vir die afgesterwene, die wie aanbeweeg het, wie nie meer hier is nie. En daar's absoluut waarheid daarin, soos ek uitgelig het, ons is hier om op sy lewe te vier. Maar terselfdertyd moet ons ook bietjie verder gaan kyk. 'n Begrafnis, 'n roudiens, 'n gedenkdiens is ook vir die wie agterbly. Wie die pyn en die leemte wat ons nou hier binne het, saam met ons moet dra. Daarom is dit noodsaaklik vir ons om 'n boodskap van hoop te hê. Iets wat vir ons krag gee, iets wat ons vorentoe dryf in hierdie moeilike tye. En geliefdes, ek kan vandag met absolute sekerheid sê, maar daar is hoop. Daar is lig aan die einde van die tonnel wat skyn. En sy naam is Jesus Christus. Maar geliefdes, eers bietjie later meer hieroor. Ek het ongelukkig nie die voorreg gehad om oom Ben baie goed te ken nie. Maar ek wil steeds bietjie met julle deel wat van die vriende en familie te sê gehad het rakende wie hy was. Ek kon baie duidelik agterkom, maar hy was 'n man van God gewees. Hy het goddelike waardes uitgeleef en nagestreef. Hy was lief vir die Bybel, die lewende woord van God. Hy was ook 'n sagte mens gewees. Hy het omgegee vir die mense rondom hom. Iemand het 'n pragtige beskrywing van hom gegee. Hy was 'n Israeliet sonder bedrog. En dit sê eintlik so baie, net vinnige agtergrond, wil dit nou nie 'n geskiedenis preek of so maak nie, maar die Israeliete was geroep tot God. Dit is God se kinders, die uitverkore volk. Maar soos ons die Ou Testament lees, kom 'n mens baie duidelik agter, hulle het maar mekaar uitgebuit. Daar was korrupsie, daar was bedrog, daar was slegte dinge. So om te sê iemand is 'n Israeliet sonder bedrog, is om te sê, maar is 'n ware kind van God, sonder die negatief wat gekoppel was aan die Israeliete. 'n Interessante storie wat aan die Elsie my ook vertel het, wat ek graag met julle wil deel. Klink my die hele familie en alle vriende en familie was bang gewees om saam met hom in die motor te klim, as hy agter die stuurwiel was. Nou, dit was glad nie oor sy bestuursvermoëns nie, want gewoonlik as 'n mens dit sê, dan dink 'n mens, daai persoon kon seker nie bestuur nie, en julle lag al te lekker saam, so ek weet hierdie is die waarheid. Hy het die gewoonte gehad, as iemand met hom gesels het, irrelevant van waar hulle in die kar gesit het, dat hy hulle in die oë wou kyk. So iemand wat agter sou sit, en dalk net 'n ou vinnige vraagie vir hom wou gevra het, sou hy sommer so terwyl hy bestuur sommer net so omdraai en so hulle in die oë kyk, en dan het almal begin stres. En hy het dit bloot gedoen, want hy wou nie disrespekvol wees nie. Dit is 'n goeie manier om iemand in die oë te kyk, as 'n mens met hulle praat. Agter die stuurwiel, dit is nou weer 'n ander storie. Maar dit vertel bietjie van wie hy was. Geliefdes, elkeen van julle hier vandag het ook julle eie herinneringe
van hom. Waar julle saam gelag het, saam gehuil het, dalk mekaar se knoppies so bietjie gedruk het. Ek wil julle aanmoedig, moenie daarvan vlug nie. Baie kere dink ons maar as iemand gesterf het en nie meer hier is nie, moet 'n mens eintlik nie meer aan hulle dink. Mens moet aanbeweeg wanneer seer. Nee. Herleef dit, koester dit, beskou dit vir wat dit werklik is. 'n Voorreg wat elkeen van julle gehad het om paaie met hom te kon kruis. En sien dit ook vir die kersie wat nou binne in julle brand vir wie hy was. Laat daai kersie helder brand, vertel vir mense van hom, wie hy was, hoe hy julle gemaak het, wie julle vandag is. Moet nooit julle rug draai op die herinnering uit die goeie tye, wie julle hom onthou nie. Maak dit deel van die pad vorentoe. Geliefdes, volgende beweeg ons dan oor na die huldeblyk en die bedankings toe, en ek gaan albei sommer namens die familie doen. Ek gaan graag 'n paar briewe lees wat in die begrafnisbrief in opgeskryf is. Nou geliefdes, ek moedig ook elkeen van julle aan, ergens die loop van die dag, raak rustig en gaan lees ook net na al die briewe, want ek gaan nie almal lees nie, en deel ook net saam wat die familie te sê het. Die eerste brief wat ek lees is van Tannie Elsie af. Met tere herinnering aan my Benna. Ek het jou ontmoet toe ek 13 jaar oud was. Met jou getrou toe ek 21 was en die Here het ons 57 genadejare saamgespaar. Uit ons liefde het die Here ons geseën met 2 pragtige kinders, 'n skoondogter en 'n skoonseun en 5 wonderlike kleinkinders. Jy het jou alles vir my gegee. My onbaatsigtig liefgehad. Jy het vir my 'n voorbeeld gestel wat ek wou navolg. Bo alles het jy jou hemelse Vader liefgehad en die beginsels van sy woord nagestreef. Rus sag, my Benna. Ek sal jou altyd in my hart dra. Jou Els. En dan sê sy ook Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Pragtig. Die volgende brief wat ek lees is van Johan. Pa, jy was sonder twyfel die geduldigste, liefdevolste en mees sorgsame mens wat ek ooit geken het. Wat die lewe ook al gebring het. Ek het altyd geweet dat pa daar vir ons is. Ek sal ons oggendkoffie, die gesprekke wat ons gedeel het en die gerusstelling van pa se teenwoordigheid baie mis. Hoewel dit moeilik is om afskeid te neem, kies ek om pa se lewe en die liefde wat pa so ruimhartig gegee het te vier. Ek is dankbaar teenoor God vir elke jaar, elke lewensles en elke kosbare herinnering wat ons gedeel het. Rus sag, pa. Ek sal pa altyd lief hê, onthou en baie mis. Volgende ene wat ek lees is van Ursula af. Whenever I think of Pa, I get this mental picture of him with his long kriekbene, that jointly loping walk, whistling a happy tune and rubbing long, large hands together. That morning greeting, hi girl, how's my favorite, clean daughter today, will remain with me forever. Pa, your love was ever constant and unwavering. You welcomed this Roinak into the Barnard family with open arms and gave more than 34 years of love. You never made me feel like a daughter-in-law, rather like your own. Mr. Gadget, always making weird and wonderful plans to fix anything broken in your rather unique and sometimes strange way. We always joked about the potential of a small home business. We were going to call it Opa Fix It. You bring it, Opa will fix it. Gaan steeds voor daarmee, dit is iets spesiaal. You loved to potter in herb garden with me, building a fence with offcuts and painting it, watering and inspecting the herbs daily. We shared a unique, loving relationship, and I will miss you every single day. Thank you for allowing me to be your favorite, clean daughter. Despite me being your only one, it was very, very special. I will never forget you, Ursula. The Father is neither an anchor or hold us back, nor sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way. Die volgende ene wat ek lees is van sy kleindogter JD af.
My oupa always greeted me the same way. Hi, girl. Those 2 words, always spoken with the same joy, always with a smile, always happy to see me. They really broke the mold with you, Oupa. You had a way of making everyone laugh with your wonderful, unique, and creative contraptions. You could talk for hours about absolutely anything, always keeping yourself busy with the new projects, the whole puzzle, or tending to garden you loved so much. You were definitely a gentleman, kind, selfless, and always dressed to impress in your buttoned-up shirts, smart trousers, and polished shoes. You lived with quiet dignity and a heart that always put others first. Just as you lovingly grew your garden, the love, kindness, and legacy you planted in all of us will continue to grow for generations to come. I will miss hearing, "Hi, girl. I love you, and I will carry you with me always. You truly were one of one, Oupa. Your loving granddaughter, JD." En dan die laaste ene wat ek lees is van Stoffel. Skus, daar's nog 2. 25 en 'n half jaar. Ek was ongelooflik geseënd om vir pa Ben te kon ken. Nie net as my skoonpa nie, maar as my pa. Hy het my met oop arms as sy ou seun verwelkom en deur elke seisoen van ons lewens het hy my oorlaai met geduld, respek, vergifnis en liefde. Dis 'n geskenk wat ek altyd diep in my hart sal dra. Rus sag, pa. Ek sal mooi nakyk. Ou seun, Stoffel. En dan die laaste brief wat van Elna afkom. In loving memory of my dad. You gave without ever expecting anything in return. You were slow to anger and quick to forgive. You taught me how to love, how to serve, how to have faith, and how to live with kindness. You did not tell me what mattered, you showed me. I will love you forever and miss you more than words can say. Always my daddy, always my hero, always your little girl. Numbers 6, verse 24 to 26. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Geliefdes, soos ek vroeër uitgelig het, gaan lees asseblief al die briewe. Dit deel net soveel van wie hy vir almal beteken het. Volgende beweeg ek dan oor in die bedankings in. Die familie wil baie graag vir Johan, Ursula, Elna en Stoffel baie dankie sê vir al die liefde, die bystand en die ondersteuning. Dan vir Nico Joubert vir die ondersteuning en raad rakende Paul met mediese fonds. Vir alle broers en susters, alle familie en vriende, vir al die liefde, oproepe en boodskappe en veral ook gebede. Dr. Ivar Joubert en personeel van die chirurgiese saal van Linmed Hospitaal vir hulle liefdesdiens in hierdie laaste moeilike dae van hospitalisasie. Dr. Tommy Schmid vir die reël vir opname in Linmed met Dr. Joubert. Netcare vir hulle vriendelike en professionele diens. Dominee Werner vir die besoek by Linmed Hospitaal om ons te bemoedig met die lees van die woord as ook gebed. Vir die waarneming van vandag se diens en al die reëlings wat hiermee gepaard gaan. Hulle wil ook vir die susters van NG Kempton Park Oos vir die verversings en vir die koffie en tee na die tyd baie dankie sê en dan laastens vir Eastrand Funeral Directors vir hulle professionele diens. Geliefdes, hulle wil ook uitlig as hulle enige iemand oorgelaat het of van vergeet het, vra hulle grootliks om verskoning. Maar ons weet ook hulle gedagtes hardloop na klomp verskillende plekke toe, so dis moeilik om almal so per naam te noem. Maar geliefdes, dit dan die bietjie meer persoonlike gedeelte van die erediens. Ons gaan nou oorbeweeg waar ons saam na 'n lied gaan luister wat die familie gekies het. Geliefdes, julle hoef glad nie te staan nie. Julle kan sommer net so bly sit. Julle hoef ook nie saam te sing nie, want op 'n dag soos vandag is dit eintlik maar moeilik om saam te sing. Sit terug, luister na die woorde en laat julle herinneringe van hom na vore kom. Die lied se naam is Jou plek is leeg. Jou plek is leeg, maar jou liefde bly. En
In elke traan is jy nog naby. Jy was 'n man vir jou vrou se hart, 'n pa vir jou kinders deur vreugde en smart. Jy was oupa vir klein kinders klein, 'n broer en 'n seun, jou lig bly skyn. Vir baie was jy 'n steunpilaar, jou liefde bly by ons jaar na jaar. Rustig, liewe mens, in Jesus se hand. Hy dra jou nou na die hemelse land. Ons huil, maar ons hou aan die belofte vas. By Jesus is vrede, genade en rus. Al voel die huis vandag stil en koud, God hou ons vas, hy bly vertroud. Hy tel elke traan, hy ken elke seer, en fluister sag, ek is by julle, keer op keer. Dis nie totsiens nie, net 'n sagte groet, tot ons weer ontmoet, by Jesus se voet, waar pyn nie meer kom en trane verdwyn, sal God se lig vir ewig skyn. Rustig, liewe mens, in Jesus se hand. Hy dra jou nou na die hemelse land. Ons huil, maar ons hou aan die belofte vas. By Jesus is vrede, genade en rus. Geliefdes, terwyl ons so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat ons vandag hier in U huis teenwoordig kan wees. Waar dit 'n moeilike en 'n swaar dag is, Here, waar ons afskeid kom neem van iemand besonders. 'n pa, 'n oupa, 'n vriend, 'n kind van U. Dankie vir die voorbeeld wat hy gestel het, vir die mens wat hy was. Soveel mense se lewens wie hy aangeraak het. Maar Here, laat hy deur dit alles U naam uitgeleef het. Wat 'n voorreg is dit nie, om so iemand se lewe te kan aanskou en te kan sê, hulle het nie net U geken nie, hulle het U wil bekend gemaak. Maar Here, terselfdertyd wil ons ook na U toe kom, want dit is seer. Ons sukkel, ons weet dalk nie eens wat om vir U te sê nie. Ons vra dat U werklik wat so swaar op ons druk sal neem, Here, ons sal versterk en lei die pad vorentoe. Maar dat ons deur dit alles sal weet, Here, U is hier teenwoordig. U het nie vir oom Ben of vir ons op enige stadium alleen gelaat nie. U lei ons, U is lief vir ons, en U is bereidwillig om te help. Seën almal, Here, en maak dit duidelik aan ons, dat daar 'n absolute vrymoedigheid om in ons seer na U toe uit te reik. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Geliefdes, as deel van die voorbereiding vir 'n diens soos vandag, sal ek baie kere met die families voor die tyd sit en dan praat ons bietjie, ons vra die nodige vrae en so het ek presies dieselfde met Annie Elsie en met Johan gedoen en ek het hulle toe gevra, is daar 'n spesifieke teks wat hulle graag sou wil hê ek oor moet preek? En toe het Annie Elsie al te vinnig haar boekie so uitgehaal en gesê, ja, daar's 2 tekste waaruit sy graag wil hê ek vandag moet preek. Een wat baie na aan oom Ben se hart was
Jesaja 40 vers 27 tot 31 en dan 'n gedeelte wat baie na aan haar hart is. Klaagliedere 3 vers 21 tot 26. En dit is presies wat ek dan vandag gaan doen. Ons begin met die gedeelte uit Jesaja 40 verse 27 tot 31. Ek lees vir ons. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hul vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop nie en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. 'n Pragtige gedeelte, maar geliefdes, terselfdertyd 'n kragtige boodskap vir ons ook vandag. Baie keer as ons die Bybel lees en ons is bewus daarvan, maar die gedeelte is eintlik hoeveel duisende jare teruggeskryf, voel ons baie keer afgesonder daarvan en ons dink, ag, maar daar's nie eintlik 'n boodskap daarin vir ons vandag nie. Daar is eintlik. Maar dit is ook noodsaaklik om vir my uit te lig, ons moet er 'n bietjie die konteks in ag neem. Ons moet er na die bietjie dieper kant daarvan kyk, om te kan verstaan wat beteken dit vir ons vandag. Nou geliefdes, die boek Jesaja handel eintlik oor 'n baie moeilike tyd, waarin die Israeliete hulself gevind het. Basies, baie kortliks opgesom, gaan dit oor die Babiloniese ryk, wat al hoe sterker en groter geword het, tot op so 'n punt dat hulle die Israeliete oorwin het. Hulle het hulle lande ingevaar, hulle het alles gesloop en hulle toe die Israeliete forceer om daar te vlug en amper as slawe in hulle eie land te gaan woon. Hierdie spesifieke gedeelte uit hoofstuk 40, vermoed baie kenners, is geskryf nadat hierdie plaasgevind het. So die Israeliete is klaar oorwin en hulle het gevlug uit hulle eie lande uit. Nou, kom ons gaan kyk bietjie na hoe het die Israeliete hierdie gebeure interpreteer. Hulle het gedink, maar as God saam met ons 'n pad stap, onthou hulle was die uitverkore volk van God, hulle het saam met die Here geloop. Hulle was onder die indruk, maar as God vir ons is, as ek nou Nuwe Testamentiese woorde kan gebruik, kan niemand teen ons wees nie. So as God saam met ons is, kan enige vyand voor ons staan en ons gaan hulle verslaan. Maar hulle het nie. Die Babiloniese ryk het hulle oorwin. Toe die Israeliete tot hierdie gevolgtrekking gekom, maar dit moet dan seker beteken, die Here is nie meer met ons nie. Eerens het die Here van ons vergeet, of hy's te besig. Dit is hoekom hierdie spesifieke gedeelte begin met eintlik 'n negatiewe teks, negatiewe woorde teenoor God. Ek lees dit weer. Die gedeelte begin deur te sê, waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Nou net gou vinnig, Jakob was die kleinseun van Abraham met wie God hierdie verbond ingetree het. Jakob het ook die naam Israel gekry. So as ons in die Bybel baie kere lees van Jakob of Israel, dit verwys na die uitverkore volk. Dit verwys na al die Israeliete. Waarom sê jy dan Israel? Julle as Israeliete, hoekom sê julle die Here sien nie raak wat van my word nie? My reg gaan by my God verby. Hulle het hierdie houding gehad vir Here, U sien nie hoe sleg dit met my gaan nie. U sien nie hoe swaar ek dra nie. Waar is U? Hoekom doen U dit aan U eie kinders? En dit is waarop Jesaja, die persoon wie hierdie geskryf het, antwoord. En hy sê eintlik vir hulle, maar hoorie, wag, nee. Julle verstaan hierdie situasie verkeerd. Dan sê hy, ek lees verder, Jesaja sê, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Jesaja kom sê vir hulle, maar God is eintlik almagtig. Hy is oral. Hy sien alles raak. Julle wat dink maar die Here draai 'n blinde oog op julle, is absoluut vals. Hy is saam met julle in hierdie moeilike situasie. Ek lees verder. Hy sê, die Here, hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.
As ons na die antieke godsdienste gaan kyk, was hulle ook onder die indruk, maar as iets dan sleg gebeur, en ons God is dan veronderstel om by ons te wees, of die Here het ons verlaat, of die God het moeg geword. Die God moes eers bietjie gaan slaap het, dis hoe daar nou slegte dinge was. So die Israeliete het naderhand begin dink, maar hierdie Here van ons moet ook seker maar moeg word soos ons, dis hoekom dit met ons sleg gaan. Waarop Jesaja sê, nee, hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. En dan gaan Jesaja bietjie verder. Die Israeliete het hierdie verkeerde, hierdie verwronge beskouing van God gehad, en Jesaja brei nou uit en hy sê, laat ek vir julle vertel, wat doen die Here eintlik? Laat ek vir julle sê, wie is julle God? Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hul vleuer struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Wat Jesaja hier vir die Israeliete in hulle moeilike omstandighede probeer sê is, julle wat dink, God het julle verlaat, julle wat dink, daar's nie lig aan die einde van die tonnel nie, daar is hoop. Moenie vrees nie, die Here is met julle. God het julle nog nie vir 'n enkele oomblik alleen gelaat nie. Hy het nog nie een keer weggekyk van julle nie. Hy sal vir julle gee wat julle nodig het om hierdie moeilike situasie te kan oorbrug. En geliefdes, as ons kyk wat het toe met die Israeliete gebeur, is dit presies wat God gedoen het. Die Israeliete is toe bevry uit die greep van die Babiloniërs. Dit wat God beloof het waar geword. Die wie op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hierdie stelling wat Jesaja maak, is nie net op die Israeliete en hulle omstandighede van toepassing nie. Dit is vir elkeen van ons vandag. Dit is 'n uitnodiging vir ons, waar God wil deurdring tot ons en sê, my kind, ek staan voor jou. My hand is uitgestrek, neem dit. Hier's 'n moeilike herstel, 'n genesingsproses wat voorlê, maar met my hand is dit moontlik. Ek sal julle nie alleen laat nie. Geliefdes, party van julle hier vandag mag dalk vasgevang wees in 'n donker tyd in julle lewe en julle weet nie hoe om die volgende tree vorentoe te sit nie. Party van julle mag dalk ook voel, maar die Here hoor nie my hulproepe nie. Dit val op dowe ore. Daarom wil ek antwoord en sê, hy hoor, hy sien raak, hy weet wat in julle lewens aangaan. En hy is die rede dat daar hoop is, al is die omstandighede hoe moeilik. Baie kere meet ons die Here se teenwoordigheid met hoe sleg dit in ons lewens gaan. Die Here is met julle, gee nie om wat nie. En geliefdes, die troos wat vir my so deurskyn in al hierdie, oom Ben het hierdie nie net geweet nie. Hy het dit geglo met sy hele wese, hy het dit uitgeleef, hy het dit bekend gemaak. Hy het geweet waar kom sy hulp vandaan. Tot die laaste oomblik het hy geweet, maar sy God staan hier reg langs hom. Die tweede gedeelte wat ek dan lees, die gedeelte baie naand aan die Elsie se hart, Klaagliedere 3 vers 21 tot 26, dit sê: Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Geliefdes, baie kere lees 'n mens 'n gedeelte in die Bybel wat alles net so mooi uiteensit, wat dit so mooi verduidelik, dit in 'n sekere sin so eenvoudig oordra dat dit tot ons harte deurdring, dat dit nie eens nodig is om eintlik daarop uit te brei nie.
En baie kere loop 'n mens dan die gevaar, as 'n mens daarop uitbrei, verloor 'n mens die pragt van wat hierdie teks is. Hierdie gedeelte is vir my presies so 'n voorbeeld. En daarom gaan ek die teks nie uitmekaar uithaal, dissekteer, die konteks uitlig, nee. Ek gaan hierdie pragtige gedeelte, wat ons nou net gelees het, gebruik as 'n vertrekpunt tot 'n tweede teks, wat ek hieraan mee wil koppel. Want hierdie teks het al te mooi uitgelig. Die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Nou weer eens, 'n mens kan die standpunt inneem en sê, ja, maar dit was baie lank terug en dis die Ou Testament, wat beteken dit vir ons vandag? Gaan ons vergaan, het die Here dalk van ons vergeet, en daarop wil ek die tweede gedeelte lees, Johannes 11, vers 25 tot 27, dit sê, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat hierdie Christus is die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Geliefdes, deur 'n man met die naam Jesus. Onthou, sy van is nie Christus nie. Baie kere dink ons sy naam is Jesus, sy van is Christus. Christus beteken eintlik die gestuurde, die gesalfde, die een wat aarde toe gekom het. Deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, ons sondes op homself geneem het en dit namens ons afbetaal het, deur hy wat as vlekkelose lam ingetree het, ons teen die bors kom druk het en gesê het, my kind, ek sal die prys namens jou betaal. Deur dit het ons toegang tot die ewige lewe gekry. Deur sy gewilligheid, sy bereidwilligheid, het ons nie vergaan nie. Maar weet ons, daar lê vir ons 'n toekoms voor. In hierdie spesifieke gedeelte, Jesus is besig om met Martha te gesels, kort nadat haar broer Lazarus gesterf het. En as ons net 'n bietjie verder in hierdie gedeelte gaan lees, sien ons, maar Jesus het Lazarus uit die dood uit opgewek. Jesus het na sy graf toe gegaan, daar was 'n groot klip wat voor sy graf gerol was. Hy het vir hulle gesê, rol hierdie klip weg. En in die graf roep Jesus toe uit, Lazarus, kom uit. En hier stap 'n man uit wie dood was. 'n Wonderteken in dit self. Maar geliefdes, al het iets so wonderbaarlik gebeur, dit is nie die hoogtepunt van wat hier gebeur het nie. Die hoogtepunt is Jesus wat kom sê, die dood wat as 'n doodloopstraat beskou is, ek het dit verbreek. Ek het dit verander na 'n oorgangsfase toe. Jesus lig uit, maar enige iemand wie my hand neem, sal lewe al sterwe al ook. En dit is hoekom ek in die begin uitgelig het, ons hoop in hierdie gebroke wêreld. Ons hoop wat die dood vir ons kom oorwin het, die finale prys vir ons betaal het, sy naam is Jesus. Hy is die enigste een wat vir ons 'n toekomsverwagting kom gee. Dit is te danke aan die Here wat ons vandag met sekerheid kan sê, oom Ben se lewe het nie geëindig nie. Ek weet dit is baie kere hoe ons die dood aanskou, maar iemand lewe nie meer nie want hulle tot sterwe gekom. Nee, Jesus sê duidelik, julle sal lewe al sterwe julle ook. Sy tyd hier op aarde, ja, het tot 'n einde gekom. Maar hy leef voort saam met ons Here. Dit laat my dink aan een van die ander briewe wat ek in die begrafnisbriefie gelees het van Klein Ben of Oom Ben se kleinseun. En ek wil dit graag met julle deel vandag. Oupa Ben is in heaven right now with Jesus, right? Yes, my boy, he is. And Jesus will take care of him, right? Yes, he will. And he won't be sick anymore. No, Benny, not anymore. Then I am happy. En geliefdes, hierdie kragtige woorde
lei my ook tot die laaste gedeelte van vandag se erediens. Ek som hierdie op deur 2 woorde: verlies en verlos. Ek begin by verlos. Is nie nodig vir my om enigstens uit te brei oor hoe oom Ben geworstel het hierdie afgelope paar jaar nie. Hoe hy beklei het, hoe julle as vriende en familie moes gesien het hoe sy lewe agteruitgaan, hoe sy menswees agteruitgaan. En baie kere die ergste in so 'n situasie is die magteloosheid wat die familie ervaar. Daar's 'n bereidwilligheid van julle, ons sal enigiets en alles doen, sê net vir ons wat ons moet doen, maar daar is niks wat 'n mens kan doen om die situasie te verander nie. Die afgelope paar jaar was uitmergelend gewees. Maar ten spyte van dit alles, kan ons vandag sê, hy is verlos van alle pyn. Hy is verlos van alle ongemak, van alle swaar kry, net soos wat hierdie 2 tekste wat ek vandag gelees het. Hy het nie vergaan nie, danksy die liefde en die ontferming van ons Here. Hy het tot ruste gekom. Maar, en dit is waar ons by die tweede woord uitkom, verlies. Nooit moet die wete dat iemand verlos is, die verlies wat ons ervaar uitkanselleer nie. Baie kortliks opgesom, baie keer as ons iemand afstaan aan die dood, word die wete dat daardie persoon verlos is en dat hulle verlossing deur Jesus Christus verkry het, op 'n manier afgespeel om ons hartseer en die leemte wat ons ervaar af te water of tot uit te kanselleer. Amper in 'n sin van, daar word hierdie boodskap oorgedra, ons moet eintlik nou dankbaar wees. Ons moet eintlik nou gelukkig wees. Die persoon ly nie meer nie. So, ons mag mos nou nie sleg voel nie. Ons moet eintlik bly wees, hulle is by die Here. En dan sit hierdie innerlike konflik wat ons met onsself het. Ons noem dit teenstrydige emosies. Een oomblik is ons dankbaar, die volgende oomblik is ons hartseer. Die volgende oomblik is ons kwaad en dan ons mag nie kwaad wees nie. Dis 'n moeilike situasie. En my reaksie hierop is, ja, maar ook nee. Ons is dankbaar vir wat die Here vir ons gedoen het. Die prys wat hy vir ons betaal het. En dit is deur dit wat ons toegang het tot die ewige lewe. Enige iemand wie die hand van die Here gryp, enige iemand wie hom beskou as ons enigste redder en verlosser, het toegang tot dit. Maar ons moet eerlik wees en sê, dit bly steeds seer. Hier is steeds 'n leemte in my hart. En geliefdes, as ons inteendeel na die Bybel gaan kyk, ons gaan kyk daarna in geheel, sien ons hoeveel voorbeelde waar die Here eintlik die boodskap oordra, maar ek stap saam met julle 'n pad. Ek sal julle nie alleen laat nie, dit gaan moeilik wees. Maar ongelukkig het baie mense hierdie verwysingsraamwerk van, maar ek het nou die Here gekies, so alles moet in 'n oogwink beter raak, ligter raak, uitgesorteer word. En dis waarop die Here eintlik vir ons kom sê, my kind, nee. Dis nie altyd so maklik nie. Daar's 'n reistog wat julle moet neem. En ek sal saam met julle stap. Ek sal vir julle gee wat nodig is. En daarom wil ek elke liewe een van julle vandag aanmoedig. Wees eerlik oor wat julle voel. Deel dit met mekaar. Julle is hier om mekaar te ondersteun, maar belangriker is dit, deel dit met God. Hy wil luister, hy wil julle help. Maar hy kan dit ook nie doen as ons nie bereid is om 'n pad saam met hom te stap nie. Die pad vorentoe, die rouproses waarin jy nou is nie 'n maklike pad nie. Ek weet baie kere wil 'n mens eerder hoor hoe maklik dit is. Ek sal eerder eerlik wees en vir julle sê, dis moeilik. Maar met God is dit moontlik. Geliefdes, vind troos in die wete dat daar is hoop. Geen nie om wat die omstandighede nie. Vind versterking in die wete dat God altyd daar vir julle is en dat hy vir ons 'n toekomsverwagting gegee het. Ondersteun mekaar, reik uit na mekaar, maak tyd vir mekaar. In die begin het ek gesê, ons elkeen is besig met ons eie gejaagdheid en ons sukkel om kop bo water te bly. Maar maak tyd
vir die mense wie werklik in julle harte ingekruip het, want in 'n oogwink kan enige iets verander. En weet dat oom Ben leef voort in elke liewe een van julle. Hy het bygedra tot wie julle is, en niks kan dit ooit van julle skei nie. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie dat u woord vir ons vertroosting bring. Dankie dat u lewende woord vir ons hoop gee. Dat ons dit kan aanskou vir wat dit werklik is. En nie iets wat ons maar net kan van vergeet en nie eintlik meer waarde het nie, maar iets wat lewens kom vernuwe en kom verander. Dankie vir die prys wat u namens ons betaal het. Ons was nie in staat om onsself skoon te was van al ons sonde nie. Dit is deur u bloed en u kruisdood alleen. En dankie vir die uitnodiging dat enige iemand wie u hand neem en erken maar u is ons enigste verlosser, het vrye toegang tot die genadetroon, maar ook tot die ewige lewe. Dankie dat ons weet, maar oom Ben leef by u nou. Dankie dat ons kan weet hy het tot ruste gekom, en waar hy voorheen oorweldig was deur ongemak en pyn en lyding, is hy nou oorweldig deur u teenwoordigheid en u glorie. Maar Here, vir ons wat agterbly, bly dit moeilik. Wees saam met elkeen hier vandag, lei en versterk hulle. Amen. They say heaven needed an angel, so they whispered out your name, but they never asked the ones left crying if we could survive the pain. They say God only takes the gentle, the ones too good to stay, but I still look for you and always like you're coming back someday. And I know you're somewhere brighter, somewhere far beyond the blue, but down here every quiet moment still feels empty without you. Heaven called you home, but I still needed you here. I still reach for your voice when the nights get unclear. They say the best ones watch over us from the stars and streets of gold, but I trade every prayer I've prayed just to have your hand to hold. Heaven called you home before my heart was ready to let go. I try to smile when people tell me you're in a better place, but better feels so far away when I can't see your face. I still talk to you in whispers when the world gets too loud, hoping somehow you can hear me from your place above the clouds. Baby, angels don't need answers.
home. Before my heart was ready to let go. So if you're standing near the gates with light all around your soul, tell heaven I'm still breaking. Tell them I'm not whole. And if you can send a sign through the rain or morning sun, let me know you're still beside me, even though your race is run. Heaven called you home, and I'm trying to believe that love doesn't end just because someone has to leave. They say the best ones watch over us, and maybe that is true, but I still look up through my tears, saying I still need you. Heaven called you home before my heart was ready to let go. So I whisper to the sky when I'm lost and all alone. I love you, my angel, even if heaven called you home. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot 'n lengte van dae. Amen.